Vriende, jy kan saam met my oopmaak by Matteus 5. Die Here bring ons vanoggend na weer een van daai een enkele verse toe wat so geweldig baie sê. Ons gaan vanoggend vers 3 met mekaar deel. Matteus 5 staan so mooi dat Jesus teen die berg opgegaan het en toe die mense na hom toe kom, toe begin hy sy aardse prediking. Nou, as daar nou een ding vanmôre sou wees, as iemand vir my sou vra, Joe, as jy weer van vooraf sou kon begin, as jy weer van vooraf begin het met jou bediening, wat sou die eerste ding wees wat jy sou sê? En dan dink ek vanmôre niks anders nie as om by Jesus aan te sluit. En dit staan vanoggend in vers 3. Vers 3 sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Die ou vertaling sê, geseënd, gelukkig is die wat arm van gees is. En ons gaan vanmôre met mekaar hierdie ding bedink. Hoekom sou Jesus sy aardse bediening hiermee begin het? Terwyl ons dan dit gaan bedink, vriende, kom ons staan, dan bid ons. Ons dierbare Here Jesus, ons sê u naam versigtig, want dit is 'n heilige naam. Dit is 'n naam wat gegee is, waarby ons geen ander verlossing kan vind nie. Dis die keuse wat u vir ons gegee het, of deur Jesus, of glad nie. En daarom kom ons vanmôre versigtig na u toe. Om regtig met 'n diepe oortuiging van die hart by u te kom sit. O Vader, dat hierdie nie ons woord is nie. O Here Jesus, dat u nie sommer net gepraat het nie, u het regtig vir ons gesê wat ons nodig het om te weet. En daarom, o dierbare Heilige Gees, is dit u wat vanmôre die woord na ons toe sny, soos 'n tweesnydende swaard. 'n Swaard wat sny deur murg en been, tot in die harte van mense. En daarom is hierdie nie sommer net 'n woord nie, o Vader, dis u sin. En ons kry partykeer so skaam oor wat mense maak met hierdie woord. En daarom kom bid ons, o Heer, dat u vanmôre vanuit hierdie kansel sal gaan, dat u woord sal bring na ons toe, en dat ons deur Jesus Christus sal kom hoor, wat u wil hê ons vandag moet verstaan. Dankie dat ons so nederig voor u kan wees. Bring dan self die woord, o Vader. Steek die prediker agter die kruis weg, sodat die skaduwee van die kruis oor die kerk sal val. Ons vra en bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. Met die Bybel vanmôre oop, is dit die ding waarby ek en jy vanmôre moet begin. En dit is met die eerste geseënd wees uitspraak, wat weer vanmôre klink helder na ons toe kom. Jy weet, Jesus sê nie net hier, ons is geseënd as ons so lewe nie. Hy sê vir ons dat ons in die ou vertaling gelukkig sal wees. Dat ons vrede
en ons welgeluksaligheid sal vind in hierdie eerste beginsel. En in baie opsigte vandag, dink ek dit is 'n probleem van die wêreld waarin ons leef, is dat ons nie meer weet wat afhanklik van God beteken nie. Die ou vertaling sê, geseënd is as jy arm is, as jy arm van gees is. As jy die soortgelyke gedeelte gaan lees in Lukas 6 vers 20, dan sê Lukas, geseënd is die armes. Maar soos jy nou al vanmôre moet geweet het, is as wanneer daar twee parallelle gedeeltes in die skrif voorkom, dan vat jy daai twee parallelle gedeeltes, jy vergelyk hulle met mekaar, en dan kom jy op die einde van die dag by die basis uit van waaroor dit kom. Want as jy net Lukas se weergawe sou lees, dan sou ek en jy vanmôre gedink het, geseënd is die wat nie geld het nie. Geseënd is die mense wat nie enige aardse besittings het nie. Met ander woorde, die kerk se een opdrag moet dan wees om alles te verkoop, dan is ons nou maar almal saam arm. En weer die dominee wat geld vra, want dan is hy nie gelukkig nie, die gemeente is arm, maar hy is ryk, so dan is hy nou nie gelukkig nie. Maar die beginsel van wat Jesus vanmôre saambring, en Lukas sluit eintlik by Matteus aan, want Matteus kom sê vanoggend vir ons in bron, in beginsel, wie is die gelukkiges? Is hulle wat arm van gees is. Dis die mense wat weet dat hulle in hulle aardse bestaan geen manier het om God te behaag nie. En dis eintlik ongelooflik dat Jesus sy aardse bediening met hierdie woorde begin. Want dat ek en jy vanmôre saam met die eerste hoorders van hierdie teks weer moet terugkom by die bron van ons evangelisasie. En die bron van ons evangelisasie gemeente is dit, sonder God is ek en jy niks. Sonder God is ek en jy arm. En julle weet, ons leef vandag in 'n wêreld wat vir ons die teendeel voorstel. Die wêreld sê vandag vir ons, julle moet dapper wees. Julle moet heldhaftig wees. Julle moet julle man staan. Julle moet in die pad van die swakkeres gaan staan. Julle moet julle self handhaaf. Julle moet selfvertroue hê. Jesus kom en hy sê, miskien in my eie woorde, geseënd is jy wanneer jy so plat geslaan is, dat jy nie kan opstaan nie. Geseënd is jy, dat wanneer die wêreld jou en my so seermaak, dat wanneer die wêreld ons so te neerdruk, dat wanneer ek en jy op 'n punt in ons lewens kom waar ons nie weet waar ons uitkompunt is nie, dat ons rug so teen die muur is, dan kom Jesus en hy kom sê vanoggend vir ons, gelukkig is jy as jy so is. En dan wil ek vanmôre protesteer. Dan is daar iets vanmôre in my wat bietjie krap, om vir die Here Jesus te sê, maar hoe is hierdie boodskap geseënd, Here? Hoe is hierdie beginsel enigsins 'n baken vir my? Want die wêreld leer my nie so nie. Maar u kom vanmôre en kom sê vir my, ek moet juis so word. Daar was 'n prediker nie, 'n digter, William Henley. Hy het 'n gedig geskryf met die naam Invictus. En as ek nou vanmôre hierdie gedeelte uit sy gedig gaan haal, gaan julle hierdie woorde, dit gaan by julle opkom, dit gaan julle aan iets herinner. Hy sê in hierdie gedeelte, dit maak nie saak hoe smal die pad na die hemel toe is nie. En dit maak ook nie saak hoe vol my lewensrol is van al my aanklagtes nie. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Dit is 'n direkte aanklag teen Christus se woorde in Matteus 7, dat die pad na die lewe nou en smal is, en hulle wat daai weg vind is maar min. En dan kom Henley en hy kom sê, ek gee nie om hoe smal daai pad is nie. Niemand gaan vir my sê hoe ek hierdie pad moet loop nie. En dit maak nie saak hoeveel aanklagte daar teen my naam lê nie. Ek is die meester van my lot. Ek is die kaptein van my siel. Niemand anders gaan vir my sê
wat ek moet doen nie. En as jy nou vanmôre daaraan dink, en dit is vir my eintlik hartseer, is dat baie van ons vandag sulke mense eer. Dis vir ons lekker dat mense selfhandhawend kan wees. Ons hou van die sterk rugbyspelers op die rugbyveld, ons hou van Kwagga Smit, ons hou van Willem Alberts, die Bone Crusher, ons hou van Pieter Stef de Tooy, dis manne na wie ons kan opkyk. Die flieks wat jy so van hou, is die hero flieks. Nou ek het groot geword met Bruce Willis, Die Hard. Het was vir my 'n lekker fliek. Die Hard in die Kerstyd, hy vat daai hele gebou oor en hy laat daai slegte buffels, hulle kry hulle neuse bloed. Of Sylvester Stallone, Judge Dredd, dit was die flieks waarmee ons groot geword het, dis manne wat hulle self kon handhaaf. Ons het van superhero flieks gehou. Die man wat in 'n stikkende wêreld instap met sy powers, kom oorwin hy die wêreld, hy draai die slegte bose mense om in hulle spore, en hy laat hulle op hulle neuse kyk. Dis die tipe mense van wie ons hou. Wat 'n boodskap gee Jesus dan nou vanmôre? Verstaan hy enigstens hierdie wêreld waarin ons leef? Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle is. Nou gemeente, dan begin ek my kop te krap. Want te veel kerke vandag help ons nie meer hiermee nie. Te veel sielkundiges, motiveringssprekers, mense wat vir jou en my ander soort boodskappe gee, help ons nie meer hiermee nie. Hulle sê eerder vir ons goed wat ons glo. En dis vandag gelees teen my huis partykeer. Dit maak nie saak hoeveel keer jy val nie. Dit maak saak oor hoeveel keer jy opstaan. Nou liewe gemeente, as ek vanmôre aan u 'n uitdaging kan kom stel, gaan kyk of jy enigstens in die Bybel daai lese vind, en ek gee vir jou 'n chocolate. Want in die koninkryk van die Here gaan dit nie oor hoeveel keer jy val en opstaan nie. In die koninkryk van die hemel gaan dit oor hoeveel keer jy val en op jou knieë beland. Dis nie sonder meer dat die Here Jesus begin met hierdie geseënd wees uitspraak nie. Want Jesus het geweet dat daar 'n vorm godsdiens by die Fariseërs was. Dat die Fariseërs geweet het wat die regte ding is om te doen. Hulle het die wet uit hulle koppe uitgeken, maar as dit gekom het by hulle hande en hulle voete, het hulle self gehandhaaf. Hulle het hulle mooi klere aangetrek. Hulle het hulle stolas om hulle nekke gehang. Hulle het hulle leerskoene afgestof en hulle het mooi vertonend voor die wêreld gestaan en gesê, kyk na ons. Terwyl die Here Jesus gaan sit by die stikkendes, by die dronkaards, by die straatvroue, by die mense wat uit die samelewing gewerp was oor hulle status. En hy sê vir daai mense, as jy kan afhanklik raak van God en jou ander afhanklikheid kan los, sal jy die gelukkigste mens op aarde wees. Kom ek stel dit vanmôre miskien op 'n ander manier vir u om dit te verstaan. As ek as 'n prins in 'n paleis groot word, en ek as prins weet, my pa is 'n koning, dan gaan ek in daai paleis met baie selfvertroue beweeg. Ek gaan in daai paleis baie diensknegte hê, ek gaan in daai paleis baie gesag uitoefen, want in daai paleis weet almal, my pa is die groot koning van hierdie plek, en hulle kan nie sommer net teen my optree nie. Maar as ek as prins uit my paleis uitbeweeg, uit die riem van my veiligheid, en ek beweeg buite die paleis in die bosse in, of in die klein dorpies in, en ek probeer daar my gesag handhaaf, dan gaan die mense vir my uitlag. Hulle gaan vir my sê, luister, jou pa is nie hier koning nie.
En dit is eintlik vanmôre die beginsel van hierdie geseënd wees uitspraak. Gemeente, hoe weet ek en jy dat ons afhanklik van God is? Kyk hoe naby leef jy aan hom. 2 Sondae terug vertel ek vir Henty hier by die orgel die mooi storie van die seun wat by sy pa in die stad is. Hulle is daar in die middestad van Pretoria. En die seentjie vra vir sy pa, "Pappa, hoe groot is God?" En sy pa sê vir sy seun, "Sien jy daai gebou daar ver wat so hoog is?" Hy sê, "Ja, die een wat so uitstaan bo die res, pa." Hy sê, "Ja." Hy sê vir hom, "Seun, kyk of jy daai gebou in jou 2 vingers kan vasvang." En die seun mik so en hy kyk so en hy sê, "Pappa, daai gebou is omtrent so groot." Hy sê, "Oké, nou gee my net gou 5 minute," en hulle klim in die kar en hulle ry na die gebou toe. En toe hulle voor by die gebou se ingang kom, toe sê hy vir sy seun, "My kind, kyk of jy nou die gebou tussen jou 2 vingers kan vasvang." Hy sê, "Pa, kan nie." Sy pa sê vir hom, "My kind, dit is hoe dit met God werk. Hoe verder jy van hom af leef, hoe kleiner gaan hy vir jou wees. Hoe nader jy aan hom leef, hoe groter gaan hy vir jou wees." Dis nie sonder meer dat die evangelie vir ons leer, dat die enigste manier om hierdie afhanklikheid van God te bekom, is om in jouself te sterf nie. Die enigste manier om afhanklik voor die Here te lewe, is om te gaan seker maak dat jy kleiner as hy is. Daar kom nogal 'n belofte saam met hierdie soort lewe. Ek dink nie daar is 'n mooier geseënd wees belofte as hierdie eerste een nie. Jesus sê vir hierdie mense, "Geseënd is julle as julle weet hoe afhanklik julle is, hoe arm van gees julle is." Hoekom? Want hulle sal die koninkryk ontvang. Nou ek wil vanmôre dit vir u kom vertel, dat die Griekse woord hier in die teenswoordige tyd geskryf is. Dis nie 'n belofte wat ek en jy eendag gaan ontvang, omdat ons weet hoe afhanklik ons van God is nie. Lees baie mooi wat daar staan, die koninkryk van die evangelie is vir hulle. Hulle sal dit ontvang. Dis nie iets wat in die toekoms gaan gebeur nie. Eintlik sê die Griekse vertaling, hulle het die koninkryk. Jy kan dit nooit weer verloor nie. As jy weet hoe groot God is, en jy lewe klein en nederig voor hom, dan het jy die koninkryk van die hemel. Dis in jou besit. Dit word joune. Jy kan nooit weer die gevaar loop om dit uit jou oog uit te verloor nie. Liewe gemeente, daarom is dit vanmôre so belangrik weer van vooraf om vir u te kom sê, lewe jy in afhanklikheid van die Here, of sluit jy die deure van selfvertroue oop? Want dis die groot verskil, gemeente, tussen 'n kind van die Here en 'n kind van die wêreld. 'n Kind van die wêreld lewe in selfvertroue. 'n Kind van die Here leef in godsvertroue. Die Here Jesus wil natuurlik nie hê ons moet lyk soos mense wat deur 'n kat ingedra is nie. Hy wil ook nie hê ons moet vloerlappend leef in hierdie wêreld nie. Maar die Here Jesus sê, jou krag, jou diepe afhanklikheid kom van die werking van die hemel. Dit kom nie uit jouself nie. En daarom as ek en jy 'n teensitter wil wees vir 'n wêreld waarin ons leef, is daar maar net een manier. Ek gee nie 'n tree sonder God nie. Ek lewe nie vir een oomblik sonder hom in my teenwoordigheid nie. Jy weet daai dag toe Jesus hierdie woorde vir hierdie mense op die berg gee, toe sit daai mense met geweldig baie dinge in hulle lewe. Hulle is 70% belas. Hulle het partykeer net een stel klere gehad. Hulle was onder 'n Romeinse bestel wat baie onregverdig teenoor Jode gehandel het. En die Here Jesus gaan sit daar op die berg
En die ouens verwag 'n Messias wat hulle gaan kom red uit hierdie regime uit. Hulle verwag 'n Messias wat gaan kom oorneem met mag en krag en hy gaan die bekende wêreld oorvat as 'n koning, hy gaan regeer. En Jesus kom en hy kom sê vir die wêreld, was ander mense se voete. Sjoe, Here, wat 'n boodskap is dit? En dan sê die Here Jesus, maar Markus 10:45, die Seun van die Mens het nie gekom om gedien te word nie. Hy het gekom om te dien en om sy lewe as 'n losprys te gee vir baie. In Johannes 3:16 staan daar nie dat God die wêreld so lief gehad het dat hy almal wat lelik is uitwerp nie. Dat hy almal wat selfhawend leef weggooi nie. Hy sê ek het die wêreld so lief sodat elke een wat in my seun glo nooit verlore sal gaan nie, maar altyd die lewe sal hê. Dis 'n kontinuum. Dit hou nie op nie. Jy kan dit nie verloor nie. Maar liewe vriende, dan moet ek en jy onsself gaan posisioneer voor God. Hoe lyk 'n kind van die Here wat afhanklik is? Hoeveel keer bid jy? ‘n kind van die Here wat weet waar sy krag lê en wat weet dat hy vir Christus meer nodig het as enige iemand anders of enige iets anders in hulle lewe, doen een ding meer as die res. Hulle bid, hulle bid, hulle bid. Hoekom? Want ek weet in gebed trek ek my lewe na God toe, om vir hom te sê dat ek sonder hom niks kan doen nie. Dalk miskien 'n simpel voorbeeld gemeente, maar wanneer laas het jy vir die Here gesê, Here help my vandag as ek die wortels skil? Of my seentjies wat op hulle fietsse klim, wanneer laas het hulle gebid en gesê, Here help ons om die fietsse se pedale te trap? Want ons lewe in 'n wêreld waar ons vir ons kinders leer, as hulle by die huis inkom en hulle het seer gekry, dan sê ons vir hulle, hey, kom oor dit. Dis nou maar net 'n bietjie pyn, dis deel van die lewe, cowboys don't cry. Ek het 'n vriend gehad wat gesê het, cowboys cry nie, hulle chunk. Want dit is die wêreld waarin ons leef. As jy nie jouself gaan handhaaf nie, Pel, gaan die wêreld vir jou insluk. Jesus sê, bly in die riem van jou Vader. Bly by jou Here se voete. Moenie uit sy oog uit beweeg nie. En die tweede ding wat ek en jy vanmôre moet weet, hoe lyk 'n afhanklike lewe van God, is wanneer ek altyd meer opkyk na ander as na myself. Is dat wanneer ek na ander kyk, sien ek altyd hoe ek tekort skiet en nie ander nie. Want dan lewe ek afhanklik voor God. Dan weet ek die Here hou 'n spieël voor my op. Om vir my te sê, moenie dink jy het dit gemaak nie, my kind. Moenie dink jy is so oulik nie. Filippense 2 vers 4, dieselfde gesindheid moet in julle wees, as wat daar in Christus was. Moet nooit te veel van jouself dink nie. Ek weet, baie lank terug, ek weet nie of dit nou nog so is nie, my lief, het Retsie eendag vir my gesê, daar's een eienskap in jou wat ek baie waardeer. Jy sien nooit die sleg in ander mense raak nie. En ek het vir haar daai dag gesê, jy weet nie met wat se kop ek gaan slaap nie. Maar wat 'n ongelooflike kompliment, wat ek en jy vandag vir mekaar kan gee. Liewe vriende, is dat nie een van ons wat vanmôre hier sit, perfek is nie. Bring vir my 'n perfekte Christen en ek sal vir jou die hemel wys, want dan is hy lankal dood. Maar mag ek en jy vanmôre onthou, dat as dit nie vir die Here in jou lewe is nie, dan sal jy nie vanmôre die gawes
en die voorreg te hê wat jy nou het nie. Afhanklik van God, geseënd is jy. Want as jy dit besef, dan behoort die koninkryk aan jou. En ek sluit vanmôre hiermee af. Dis die grootste geskenk wat die kruisiging van Christus vir ons gee. Is dat ek en jy as 'n sondaar, vuil, stikkende, verlore mens voor die kruis van Christus kan gaan val. En deur die bloed van die Here Jesus so nuut gemaak word, so anders gemaak word, dat wanneer ons by die kruis wegstap, stap ons in 'n pad van oorwinning. Word ons nuut gemaak, sê Paulus, die ou is verby. Daai nuwe lewe het gekom. 2 Korintiërs 5 vers 17. En dan stap ons weg by die kruis, maar ons los nie die Here Jesus nie. Die kruis bly agter ons, maar die opstanding is altyd by ons. En dan word ek en jy wat die Here wil hê ons moet wees. Mag ons God afhanklik leef. Hou op om op jou eie planne staat te maak. Hou op om te dink dis 'n swakheid as jy val. Hou op om te dink die wêreld gaan jou uitlag as jy ook partykeer seer het. As jy ook partykeer hartseer word. Want dis juist daar waar God sy kinders kom optel. Waar my kragte nie in myself lê nie. Maar waar dit juist by God lê. Dat hy kan kom en sy kind kan kom optel en kan kom vashou in sy hand. Waar is daar 'n beter plek in hierdie wêreld? As 'n lewe wat partykeer stikkend vir jouself is, maar vir God ongelooflik kosbaar. Mag ons in daardie vreugde gaan leef. Amen. Dierbare Here Jesus, dis nie sommer net 'n koninkryksbeginsel wat U hom gee het en ons dink sommer net daaroor nie. Ag nee Here, dit is eintlik die inleiding van U ganse evangelie. O Here, dat die lewe aan ons geskenk is, dat die lewens wat ons leef vir ons gegeen word, as 'n gawe, as 'n geskenk uit U hand. So Here, help vir ons, dat wanneer ons val en opstaan, ons dit nie in ons eie krag doen nie. Ons doen dit vanuit U goedheid, en ons leef afhanklik van U, nie van onsself nie. Gee vir ons, wat ons dan ook in hierdie week nodig het, om altyd afhanklik van U te bly. Want dit is die beste plek waar ons kan wees, want die koninkryk van die hemel behoort dan aan ons. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.